Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, om hier te kan sit met die Bybel oop voor ons, te kan weet dis God geïnspireerde woorde. Here, dankie dat ons dit kan verstaan, kan lees, maar ons vra ook o Heilige Gees, dat hierdie net woorde sal wees nie, maar dat dit woorde sal wees wat ons verander, wat ons van binne af buite toe sal verander, Here. Ons weet hier 'n afspraak met elkeen van ons vanmôre hier, dis nie toevallig dat ons hier in die kerk sit nie, maar dis dat U met ons 'n afspraak het, Here. En ons is dankbaar om hier te kan sit, en ook te kan weet, dat wanneer ons hier uitstap, is daar iets wat U wil hê ons moet gaan doen. Vader, ek vra dat U ons almal se gedagtes sal bind, en dat ons ook dit sal hoor wat ons vanmôre moet hoor, Here. Ons vra dat die Heilige Gees hierdie woorde maklik sal maak en eenvoudig sal maak. En daarom bid ons nie net vir ons wat vanmôre hier in die kerk sit nie, Here, maar ons bid vir almal wat iewers besig is om U woorde te spreek, of die wat sit en luister. Dat elke woord wat gespreek word, duidelik gehoor sal word, en dat dit duidelik U woorde sal wees. Dankie dat ons dit vir U mag vra, o Heer. Amen. Nou vriende, daar's twee tipe mense in hierdie wêreld. Jy kry aan die een kant mense wat plante kan laat groei, daai mense wat ons sê hulle het groen vingers, en dan aan die ander kant kry jy iemand wat nie eers 'n plastiekplant aan die lewe kan hou nie. So as jy vir my gaan vra, waar val ek in tussen hierdie twee, sal ek sê ek is eerder die een wat ek nou laaste genoem het. So as jy dink aan tuin maak of groentetuin, hier's vir jou goeie raad, moet my nie bel en vra vir raad nie, want ek gaan jou nie kan help nie. Julle sal sien as julle by my huis kom, ek hou van gras. Ek hou van groen gras, die gras moet mooi wees, die gras moet sag wees, dit moet lekker gras wees. Maar 'n groot blomtuin, nee, dis glad nie een van my sterkpunte nie. So 'n paar jaar terug is ek en Lorraine eendag by die kwekery, en hier sien ons arbeiplantjies. En ons is opgewonde oor hierdie plantjies, want ons gaan nou ons eie arbeie produseer. Lekker, vars, selfgeproduseerde arbeie, gesond en soet. En so koop ons toe sommer 'n hele klomp van hierdie arbeiplantjies. Ons is op pad huis toe met hierdie arbeie van ons. Was ons 'n bietjie optimisties gewees toe ons daar by die kwekery was? O ja, verseker. Nou julle wat hou van tuin maak, julle wat hou van groentetuine, julle wat groentetuine het, julle sal weet, daar gaan baie werk daarin, daar gaan baie tyd daarin. En moet ook nie van die geduld vergeet nie, né? Maar so is ons daar, ons het die perfekte plek waar ons hulle gaan plant, die pot is reg, die grond is reg voorberei, die arbeie is in die grond in, alles is mooi perfek, en dan sal ons daar staan en ons kyk so en ons is trots op ons groentetuin wat ons nou net hier so het, né? So ons sou elke dag daar verbyloop en dan sal ons stop en sê, dit is so mooi, kyk hierdie mooi arbeiplantjies wat ons het. En dan stap ons weer verby en ons sê, kyk hulle maak blommetjies, kyk hulle maak vruggies. Maar so het die geduld ook minder geraak. En so het die entoesiasme ook minder geword. En op 'n stadium het ek gedink, hierdie was nou eintlik maar net 'n mors van geld. Hierdie is nie die moeite werd nie, ek is verseker nie 'n arbeiboer nie. Nou ek besef dit dalk nie as dit kom by tuin maak nie, maar wanneer dit kom by ons geestelike tuinvriende, verstaan ek 100%. As ons aan die begin van die Bybel kyk, daar na Genesis, dan sien ons God het die mens gemaak. Hy het die mens gemaak vir 'n spesifieke doel. Ons sien God het Adam en Eva gemaak, hy het hulle in die tuin van Eden gesit, en wat was die opdrag wat hy gee? Hy sê, bewerk die grond, plant, saai. Nou in Genesis 1 vers 26 staan daar, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. So hierdie is ons roeping. Dis hoekom ons gemaak is. Ons is na die beeld van God geskep om sy verteenwoordiger te wees hier op die aarde, om sy hart te reflekteer. Nou hier's 'n moeilike vraag. Hoe weet ons wanneer is ons besig om God se hart te reflekteer?
gelukkig kom Paulus, en hy kom gee vir ons 'n lys van goddelike karaktereienskappe. En dit kry ons daar in Galasiërs 5. So kom ons gaan lees Galasiërs 5, en dit word die vrug van die Gees genoem. Laasweek het ons die eerste een gedoen, die liefde. Kom ons kyk verder, Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. So hier sien ons, hier is hierdie karaktereienskappe, en Jesus het hierdie karaktereienskappe perfek kom uitleef toe hy hier op die aarde was. Vriende, hier is ook die karaktereienskappe wat vir ons wys of ons God se hart reflekteer, of ons regtig God se hart reflekteer. Maar wanneer ek na hierdie lys van karaktereienskappe kyk, dan, ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, dit voel vir my ek val te kort. Ons kyk na al hierdie goed soos vrede en liefde, vriendelikheid, goedhartigheid. Dit voel ek verloor die heeltyd. Want hier is die ding, die vyand van hierdie vrug is in almal van ons se lewens. Die vyand is daar. Ons is konstant besig om angs, vrees, ongeduld, ontrouheid, haat, hoogmoedigheid, noem hierdie goed. Ons is konstant besig om dit te veg. So, hoe kan ons hierdie vrug wat die Gees hier in ons groei, hoe kan ons dit aan die wêreld daar buitekant gaan bring? 'n wêreld wat dit so nodig het. So vandag gaan ons kyk na 2 en 3, en dis vreugde en vrede. Laasweek het ons na die liefde gekyk, en vandag kyk ons na vreugde en vrede. So om te begin, gaan ons vandag na 'n paar definisies kyk. Nou as jy nie hou van 'n definisie nie, ek het hierdie so maklik as moontlik gemaak, om te onthou. So ons gaan kyk na wat is 'n Bybelse definisie van vreugde, en wat is 'n Bybelse definisie van vrede, en dan gaan ons op 'n stadium ook ons geestelike tuinhoedens opsit, en ons gaan kyk hoe ons dit prakties in ons eie lewe kan doen. So vers 22 sê, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde en vrede. Nou wat is die Bybelse definisie van vreugde? Nou volgens die New Illustrated Bible Commentary word vreugde beskryf as volg. Vreugde, lees mooi, is 'n positiewe gesindheid wat uiting gee aan blydskap, vreugde en diepe genot. Nou ons almal ken die emosie wat agter vreugde is. As jy daai roomys vat en jy lek hom so op 'n warm dag, nê? Daai lekker smaak van roomys, of die geboorte van 'n kind. Die vreugde wat jy beleef as jy vir die eerste keer daai klein bonneltjie liefde sien. Of vir party mense is daai eerste slukkie koffie in die oggend. As jy niemand wil hê moet jou sien, of as jy niemand wil sien nie, nê? Daai vreugde wat jy beleef wanneer jy daai koffie so drink. Nou almal van ons ken daardie gevoel van vreugde. Ons het dit al beleef. Maar die vreugde wat Christus vir ons gee, daai vreugde is egter uniek. Dit is 'n vreugde wat verder gaan as net 'n emosie. So kom ons kyk na nog 'n definisie van vreugde. Bybelse vreugde is nie iets wat ons self skep nie. Dit is iets wat God deur die Heilige Gees in ons harte bewerk. As ons gaan kyk na Romeine 15 vers 13, dan stel dit so: mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. So volgens hierdie vers, wie is die bron? Wie kom vul ons? Wie gee vir ons vreugde en vreugde? Vrede en vreugde. Ons sien, God is die bron, en deur die Heilige Gees word ons gevul met hierdie vrede en vreugde. Nou wanneer gebeur al hierdie dinge? Al hierdie goed gebeur wanneer ons geloof in Jesus Christus sit. So vreugde is nie iets wat forceer word nie. Dis nie iets wat jy self moet maak nie. Dis nie iets wat jy self moet laat opkom uit jou eie uit nie. Dit is vrug wat jy kry wanneer jy in Christus is en wanneer die Heilige Gees in jou is.
En hoe meer ons dit glo, hoe meer ons vertrou, wanneer ons rus by hom gaan vind, wanneer ons liefde by hom kry, wanneer ons totaal en al beheer van ons lewens oorgee aan hom, wat gebeur? Hierdie vrug word al hoe meer ryp hier binne in ons, hier binne in ons harte, deur die Heilige Gees. Kom ons gaan kyk na nog 'n definisie van Bybelse vreugde. Ons sien daar staan, anders as wêreldse vreugde, styg goddelike vreugde bo omstandighede en emosies uit. Dis nie gegrond op wat met ons gebeur of hoe ons voel nie, maar op die karakter van God, sy magtige dade en sy getroue beloftes. So volgens hierdie definisie is goddelike vreugde meer as net dit wat ons voel, meer as net dit wat ons beleef. So vreugde is meer as 'n gevoel. Dit is meer as dit wat hier rondom ons gebeur. Want ons bron van vreugde is 'n God wat nooit verander nie. En ek dink almal van ons ken daardie mense. Hoeveel van ons het nie al met sulke mense te doen gehad nie? Daardie mense wat vreugde uitstraal. Mense wat deur pyn gaan, mense wat deur seer gaan, maar nog steeds daardie vreugde uitstraal. Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat iemand nog steeds, en ons ken hulle, deur seer en pyn gaan, terwyl jy met hulle praat, sal hulle ook vir jou vra, maar hoe gaan dit met jou? Hoe kry daardie mense dit reg? Om daai vreugde te kan uitstraal, terwyl hulle self deur seer en pyn gaan. Vriende, dit is 'n vreugde wat nie gekoppel is aan jou omstandighede nie. Wat nie gekoppel is aan dit wat hier rondom jou gebeur nie. Maar hierdie is 'n vreugde wat direk van God afkom. So saam met vreugde kry ons die volgende vrug. En dit is vrede. Ja, ek dink almal van ons kan verseker doen met 'n bietjie vrede in hierdie wêreld waarin ons leef. So hier is ook 'n paar Bybelse definisies van vrede. Dis 'n toestand van heelheid, innerlike gesondheid en die welsyn van die hele mens, liggaam, siel en gees. So in die Ou Testament beteken vrede hierdie heelheid, hierdie innerlike gesondheid, dit beteken die welsyn van die hele mens. Nou ons almal weet wat is die Hebreëse woord vir vrede. Wat is dit? Dink 'n bietjie mooi, wat is die Hebreëse woord vir vrede? Shalom. Ons het al die woord shalom gehoor. Nou dit kan letterlik vertaal word met die volgende: vrede met ander mense, innerlike vrede, geestelike vrede, fisiese en emosionele welstand en ook die regte verhouding met God. So as ons al hierdie goed saamvat en ons sit dit in een sin, dan kan ons sê shalom beteken om heel te voel, niks tekort nie en die persoon te wees wat God wil hê ons moet wees. Soos net soos vreugde, net soos ware vreugde, sien ons die vrede kom ook van God af. Bybelse definisie, ware vrede is 'n innerlike rustigheid wat deur die Heilige Gees bewerk word in die harte van die wat op Christus vertrou. Romeine 5 vers 1. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. En daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. So die Bybel sê vir ons, omdat daar sonde was, is daar hierdie gaping tussen God en mens gewees. Maar deur Jesus Christus is daar nou vrede met God. So voor Jesus kon daar nie vrede gewees het tussen ons en God nie. Na Jesus aan die kruis gesterf het, kan daar nou vrede wees tussen ons en God. En ons almal het al 'n pad gekies wat ons self wil loop. Daai pad wat ons sê, hierdie pad kies ek loop hierdie pad. En wat gebeur terwyl ons hierdie pad loop? Ons word al hoe verder weg van God af verwyder. Ons loop eintlik weg van God af. Maar as gevolg van Christus en dit wat hy vir ons gedoen het, kan daar nou vrede wees met God. Nou hoe het ons daardie vrede met God? Deur geloof in Jesus Christus. So wanneer jy in Jesus is Jesus in jou. So Jesus kom vat nie net jou sonde weg nie, hy kom gee nie net vir jou verlossing nie,
maar hy kom herstel ook daai verhouding tussen ons en God. En hoor gou mooi vriende, dis iets wat die wêreld nie vir jou kan gee nie. Die wêreld kan nie vir jou hierdie vrede gee nie. Hierdie vrede dat ek en God een is met mekaar. Hierdie vrede wat ons het, dat daar wel vir elkeen van ons 'n ewige tuiste is in die hemel. Dis hierdie vrede waarna almal van ons smag. Het ek 'n verhouding met God? Ja, ek het hierdie rustigheid in my. Weet ek waartoe gaan ek as ek vandag hierdie aarde moet verlaat? Ja, ek gaan na die ewige tuiste wat die Here vir my het. Dit bring 'n vrede vir ons. Maar dis net die Here wat vir ons hierdie vrede kan gee. Nie die wêreld en al die wêreldse dinge wat hierdie vrede vir ons kan gee nie. En dis die vrede waarna ons soek. So kom ons kyk gou na 'n laaste definisie vir Bybelse vrede. God se vrede, hoor mooi, is nie afhanklik van 'n probleemvry lewe nie. Dit is 'n diep, standvastige vrede wat wortel skiet in die wete dat God self deur sy Heilige Gees in ons woon en ons nooit alleen laat nie. So hierdie is meer as net 'n gevoel. Dis meer as net 'n gevoel. Dit is dit waarvoor Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. En as ons gaan kyk die aand voor Jesus aan die kruis gesterf het, Johannes 14 vers 27, wat sê hy vir ons? Hy sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle wil gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. So hier beloof Jesus nie net vir ons sy vrede nie, wat beloof hy ook vir ons? Sy teenwoordigheid. So as ons gaan kyk na die konteks van hierdie vers, sien ons iets ongelooflik. Wanneer beleef ons God se teenwoordigheid? Wanneer beleef ons sy vrede? Sy vrede kom saam met die Heilige Gees. Wanneer die Heilige Gees in ons inbeweeg, dis wanneer ons sy teenwoordigheid beleef. Dis wanneer ons sy vrede beleef. So wanneer die Gees in jou inkom, kom vul hy jou met hierdie bonatuurlike vrede, ongeag hoe sleg of hoe seer dit gaan met jou, en hoe jou omstandighede is hier rondom jou. Nou, soos ek nou gesê het hierso voor, ek dink ons gesin kan nogal doen met 'n bietjie vrede, veral hier in hierdie wintertyd. En ek dink hier's 'n paar ma's wat saam met my sal stem, né? Hierdie konstante stoei, want ons kinders het 'n probleem. Hulle klere brand hulle. Ek weet nie of julle dit ook al gesien het nie. Die klere brand hulle en daar's nie skoene aan die voete nie. So dis die heeltyd 'n gestoei van trek aan 'n langbroek, trek aan skoene, trek aan 'n baadjie, kom uit die wind uit, kom uit die weer uit. Julle ken waarvan ek praat, julle weet van dit. Maar vriende, stoei ons nie ook maar so met ons geestelike lewens nie? Ja, ons kom op 'n punt waar ons vir onsself sê, ons wil vir ons nou ons soek meer vrede, waar ons vir onsself sê, ons soek meer vreugde in ons lewe. En dan sal ons Bybelversies neerskryf, en is 100% reg. Ons moet dit doen. Ons skryf vir onsself hierdie versies neer, en ons plak dit op plekke waar ons dit kan sien. 100% reg om dit te doen. En dan kom ons op 'n punt, dan lees ons hierdie vers, en ons sien daar staan, moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees nie, en ek draai om en ek loop 2 tree verder, en ek vra vir myself, wat gaan ek nou doen? Hoe gaan ek hierdie hanteer? Doen ons dit nie almal nie? Ons is almal so half vasgevang. Of ons gaan soek iets om oor te kla, of ons gaan dink aan die ergste moontlike scenario wat daar kan wees. Ons weet wat ons moet doen, maar ons draai om en ons gaan doen heeltemal die teenoorgestelde. En wat gebeur dan? Ons begin onsself blameer, nee. Ons begin onsself blameer. Pieter, kom nou. Kom nou man. Wees 'n bietjie beter. Wys meer vrede, wys meer vreugde. Kom nou. Jy kan dit doen. Groei. Moenie so negatief wees nie. Jy preek dan oor hierdie goeters. Kom, laat hierdie vrug binne in jou groei. En dan begin hierdie blame game, ekskuus vir die Engels, hierdie blame game wat ons met mekaar speel. En dit gaan tot skuld en meer skaamte en minder vrede en minder vreugde en so gaan dit aan en aan en aan. So wanneer ek en jy in hierdie sirkel is en ons gaan deur heeltyd hierdie op en hierdie af en hierdie sleg en hierdie seer,
wil sê hierdie kringloop. Dink ek is tyd dat ons vir 'n oomblik net 'n bietjie breek en dat ons vir onsself sê, ek dink dis nodig dat daar in my geestelike tuin gewerk moet word. En dis wat ons nou gaan doen. Ons gaan nou 'n bietjie ons vingers vuil maak. Want in elkeen van ons geestelike tuin is daar vuil goed wat uitgetrek moet word en daar is voedingsstowwe en kunsmis wat in die grond ingesit moet word. Nou Richard Foster het die volgende gesê: 'n boer kan nie die graan laat groei nie. Al wat hy kan doen is om die regte omstandighede te skep waarin die graan kan groei. As jy laasweek hier in die kerk was, sou jy presies dieselfde gehoor het. As geestelike tuiniers is daar een ding wat ons moet weet. Ons kan nie die vrug laat groei nie. Ons kan dit nie doen nie. Nou wie doen dit? Dis net die Heilige Gees wat dit doen. So al wat ons kan doen is dit wat Foster sê. Ons kan die geestelike grond voorberei en dan moet ons die Heilige Gees die kans gee om hierdie vrug te laat groei. En hoe doen ons dit? Die feit dat jy vanmôre hier in die kerk sit, nê, dis 'n goeie stap. Dis 'n goeie stap om jou geestelike grond voor te berei. Feit dat jy jou Bybel oopmaak en lees, feit dat jy bid, dit is baie belangrik. Maar vandag gaan ons na 3 tuinwenke. Ek klink soos daai ou op RSG op 'n Saterdagoggend, nê. Wat is die weeklikse tuinwenke? Hier's vir jou 3 tuinwenke vir hierdie week, vir jou geestelike tuin hierdie week. En ons kry dit by Paulus. Ons het nou gelees vers 22 en 23. Sy eerste gedeelte en ons gaan nou lees die tweede gedeelte, vers 23, 24 en 25. Ek gaan vir ons uit die 2020 vertaling lees. Luister mooi. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartsogte en die begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. So hier's 3 goed. Nommer 1, pas op vir die onkruid van wettisisme in jou tuin. Nommer 2, laat jou lewe diep gewortel wees in God se genade. En op 3, kyk na die seën. Fokus op die seën. So kom ons begin by nommer 1. Pas op vir die onkruid van wettisisme. Paulus sê vir ons, teen hierdie dinge het die wet niks nie. Is daar nie 'n wet nie. So waarvan praat hy? Hy praat hier van die vrug, nê? Hy sê die wet het niks teen dit nie. So wat doen die wet? Die wet staan eintlik hier in die pad van hierdie goed. Nou wat is wettisisme? Wat is hierdie verskriklike woord wat ek nou net hier genoem het? Dis om te glo dat ek God se guns kan wen deur dit wat ek doen. Dis om te glo dat dit wat ek doen, om meer te fokus op dit wat ek doen vir God, as om te fokus op dit wat God vir my gedoen het, deur Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het. So wanneer ons in hierdie bose kringloop is, wat ek nou van gepraat het, waar dit goed gaan, sleg gaan, kan dit heel moontlik wees, dat daar onkruid van wettisisme in jou tuin is, en in jou lewe kan wees. Want jy glo die volgende: Pieter, jy het weer misluk. Jy het weer nie vreugde uit jou lewe laat uitstraal nie. Jy was nie weer een gewees wat vrede wou maak nie. Ons begin hierdie goeters te glo. En dan glo ons maar, God gaan nie vandag weer so lief wees vir my nie. God gaan nie meer na my luister nie. En almal van ons begin hierdie leuns elke dag te glo. So wanneer ons na vers 23 kyk, en ons kyk na die konteks waarin hierdie gedeelte geskryf is, dan sien ons dat hierdie is Paulus wat hier geskryf het. Hy skryf van die provinsie daar in Galasië vir hierdie mense. En dit was een van die eerste briewe wat hy geskryf het wat gaan oor die genade. En nou sien ons hier is hy. Hy is net daar weg en hier kom hierdie valse leraars in. En hulle begin te praat. En dit is eintlik hartseer om dit te hoor. Want hier kom hulle en hulle kom sê, ja, Jesus kan jou red, maar jy moet nog bietjie op die wet ook fokus. Hierdie mense kom en hulle sê dat Jesus alleen is nie genoeg nie. Ons moet ook wetsgehoorsaam wees. Nou Paulus was baie duidelik gewees met hierdie mense met wie hy gepraat het. Hy het vir hulle gesê, jy kan alleen deur genade gered word, deur jou geloof in Jesus Christus. Hy sê, dis al manier hoe jy gered kan word, deur genade
en deur jou geloof wat jy in Jesus Christus het, om Jesus aan te neem as jou verlosser. En aan die ander kant, kom hierdie mense, en hulle sê, maar, jy moet hierdie goedjies doen, en dan sal jy gered word. Jesus kan 'n bietjie bydra, maar jy moet ook nog steeds jou ding doen deur op die wette te fokus. So hulle fokus was gewees op dit wat ek as mens kon doen. En daarom moet ons baie versigtig wees vir hierdie tipe boodskappe, vriende. Hierdie tipe boodskappe wat mense vir jou sê, maar jy moet iets doen, sodat jy gered kan word, sodat jy God se guns kan kry. Vriende, ons moet versigtig wees vir dit. Dit kan bossies van wettisisme wees. En Satan blom daarso. Dit is sy kos. Jy het nog nie vandag jou Bybel gelees nie. Ek dog jy's klaar met hierdie verslawing van jou. En nou, wat gaan nou aan? Ek wonder wat gaan God nou van jou dink? Pieter, jy was alweer ongeskik gewees met jou mense, ongeduldig gewees. Waar is hierdie vrede en hierdie vreugde waarvan jy nou preek? Hierdie woorde is Satan se woorde. En hierdie goed gaan nooit stop nie. En hierdie woorde is so gefokus om hierdie geestelike grond van ons te kom doodmaak. Kyk wat sê Paulus daar in Galasiërs 4, vers 15, sy eerste gedeelte. Hy sê, julle was so bly daaroor. Wat het nou van julle blydskap geword? Kyk wat doen wettisisme. Hulle was bly gewees om te hoor van hierdie genade. Maar hy vra vir hulle, wat het nou van julle blydskap geword? So dit laat jou eenvoudig voel dat jy is nie goed genoeg nie. Wie van julle het al gevoel jy is nie goed genoeg nie? Jy hoef nie jou hand op te steek nie. Want ons almal se hande sal in die lug wees. Wie het gevoel jy is nie al goed genoeg nie? As jy nie goed genoeg voel vir God nie, gaan jy nie goed genoeg voel vir ander nie. En jy gaan ook nie goed genoeg voel vir jouself nie. Want alles gaan oor wat jy kan doen, jou werke, jou mislukkings, dit wat jy kan produseer en nie kan produseer nie. En hierdie goed gee nie vrug van liefde, vrede en vreugde nie. Maar hierdie kweek vrug van haat en kwaad en angstigheid. So wat doen ons met sulke bossies van wettisisme? Jy gaan ruk dit uit jou tuin uit en jy laat toe dat jou wortels diep in God se genade ingaan. Jy laat toe om jou wortels om jou diep te wortel in God se genade. Tuinmaak wenk nommer 2. Ons lees, almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ek sien die woorde, almal wat aan Jesus Christus behoort. Wettisisme sê jy is nie goed genoeg nie. Wettisisme sê jy sal nooit goed genoeg wees nie. Wat sê Christus? Christus sê jy is genoeg. As gevolg van genade is jy genoeg en daarom behoort almal van ons aan Christus. Besef jy kry 'n nuwe identiteit. Jy word 'n nuwe mens. Jy was iemand gewees wat dood was as gevolg van jou sonde, maar in Christus is jy 'n nuwe mens. Die Bybel sê nie net vir ons behoort aan Christus nie. Wat sê dit ook vir ons? Ons word een met Christus. Galasiërs 2:20. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. So hier is jou identiteit. Dit is wie jy is. Jy is in Christus. Christus is in jou. En Paulus kom herinner dit vir ons. Hy sê, lewe diep gewortel in God se genade, want jy behoort aan hom. So volgende keer, wanneer dit vir jou voel, jy is nie goed genoeg nie, stop vir 'n oomblik, gaan ruk daai bossies uit, vra vir jouself, wie is ek? Wie is jy? Ek is in Christus en Christus is in my. Ek behoort aan hom. En hier is wat gaan gebeur. Jy gaan nie meer vrede en vreugde fors nie. Want jy gaan besef, jy is genoeg, want jy is in Christus. En die Heilige Gees gaan kom. En die Heilige Gees gaan daai liefde en daai vrede en daai vreugde laat groei in jou en deur jou. Dis wat die waarheid van God doen. So nadat ons hierdie bossies van wettisisme uittrek, nadat ons wortels
diep laat insink in die genade van God in. Kom ons by wenk nommer 3. Ons kyk na die seun. Aangesien, vers 25, ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. So watter lewe kies ons hier? Ons kies die een van die Heilige Gees. So net soos 'n son vir 'n plant energie gee, vir hierdie plant om te kan groei, so kom die Heilige Gees. En die Heilige Gees kom help ons ook, sodat hierdie vrug hier binne in ons kan groei. Sodat die Heilige Gees elkeen van ons kan transformeer. Die Bybel sê vir ons, die Heilige Gees het alles wat ons nodig het, om te kan leef, om te kan transformeer. Die Heilige Gees kom doen dit vir ons. So wat moet ons doen? Kom ons kyk na die seun. Sukkel jy met vreugde? Dis oukei. Almal van ons sukkel met vreugde. Almal van ons stoei met vreugde. Vriende, besef jy het die perfekte vreugde in jou deur die Heilige Gees. Hy sal jou nie los nie. Hy sal jou nie verlaat nie. So kyk na hom vir hulp. Jesus, daarom mag ons die volgende vra. Jesus, ek voel nie of ek vandag vreugde hier in my het nie. Maar ek weet U is in my. Jesus, ek wil U vreugde beleef. Ek wil U vreugde vandag voel. En ek beloof jou, jy sal dit voel en jy sal dit beleef. Bang en bekommerd, kyk na die seun. Kyk na Jesus. Die prins van vrede is in jou. En jy mag hom vir hulp vra. Here, ek kort vrede in my lewe. U is die prins van vrede. U is in my lewe. Ek kort U vrede. Jy sal dit beleef. En weet jy, hoe meer jy dit gaan doen, hoe meer na jy hom toe gaan en hom gaan vra vir sy vreugde en hom gaan vra vir sy vrede, gaan die Heilige Gees kom en die Heilige Gees gaan dit in jou laat groei en hierdie vrug gaan al hoe ryper begin word en hierdie vrug gaan in jou groei en uit jou groei na 'n wêreld wat dit so nodig het daar buite. So ja, ek en Lorraine het dan al seker so 4 arbeye geëet die laaste paar jaar. Dit wat die voëls nie geëet het nie, en dit wat die mure of die muise of wat ook al nie geëet het nie. Maar dit vat geduld, vriende. Dit is nie altyd maklik nie. Ons geestelike tuin is ook moeilik. En daarom moet ons eerlik gaan sit en dink. Is daar wortels van wettisisme in my lewe? Is daar onkruid wat ek moet uittrek? Onkruid wat sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy sal nooit goed genoeg wees nie. Is dit nie nou tyd dat ons moet diep wortel in God se genade nie? Besef, in Christus is ek vry. In Christus, ek en Christus is een. Dink julle nie is tyd dat ons moet kyk na die seun nie? Ons almal stoei met goed. Die perfekte liefde, waar is dit? In jou. Perfekte vreugde, waar is dit? In jou. Perfekte vrede, waar is dit? In jou. Gee die Heilige Gees die kans om hierdie vrug wat in jou is, te laat groei. Maar nie net laat dit binne in jou groei nie, maar laat dit uit jou sal uitgaan in 'n wêreld daar buite wat dit so nodig het. Ons gaan vir 'n oomblik stil raak. Dink aan die 3 goed. Dink aan wat is vrede? Wat is vreugde? En dink aan dit wat in jou tuin is. Wat se werk moet in jou tuin gebeur? Gee 'n kans waar ons kan stil raak.
Vader, U hoor hierdie gebede wat ons bid. Here, U ken ons harte, maar ons weet ook, Vader, U is in beheer. En daarom kom ons ook vandag na U toe. Here, en ons kan nie anders as om ook te vra, o Heilige Gees, dit wat verkeerd is, kom maak dit ook reg nie. Kom vervang vrees met vrede. Kom vervang bitterheid met vreugde. Maar Here, ons wil ook hê dat dit U in ons en deur ons ook die wêreld om ons sal verander. En dankie dat ons dit vir U mag vra, o Heer. Amen.